Ja, luisteraars, dit is die tyd van die jaar wat ons noem Koninkrykstyd in die kerk, die tyd na Pinkster, waar die kerk nie gewoonlik op een spesifieke heilsfeit konsentreer nie, maar op die lewe van die gelowige onder die heerskappy van Christus. En daarom 'n paar temas oor hierdie tyd wat skrif gefundeerd en hopelik bemoedigend is. Nie hopelik nie, dit is bemoedigend, want dit kom uit die skrif. Volgende gaan ons begin met die vrug van die gees. Die vrug van die gees is eintlik liefde wat sigbaar word. Ons leef in 'n wêreld waar liefde dikwels net as 'n gevoel verstaan word. Maar die Bybel leer ons dat ware liefde baie meer is as emosie. Dis 'n leefwyse. Galasiërs 5:22 lees ons, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, ensovoorts. Let op dat Paulus van die vrug praat, en nie van vrugte nie, soos 'n druiwetros uit baie korrels bestaan, vorm hier eienskappe saam die karakter van Christus in die gelowige. Liefde staan eerste. Mens kan vra waarom, omdat liefde die bron van al die ander is. Wanneer God ons verander, begin ons anders kyk na mense. Ons sien nie meer net hulle tekortkominge nie, maar ons sien mense vir wie Christus gesterf het. Johannes 13:35 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hy sê nie dat mense ons sal herken aan ons kennis nie aan ons kerklidmaatskap of van tradisies nie, maar in liefde. Hierdie liefde wys sigself baie prakties. Dit vergewe, dit luister, dit help, dit dra, dit oordeel nie haastig nie. In Koninkrykstyd vra die Here elke dag, hoe lyk my liefde vandag in jou lewe? Miskien begin dit by jou huis, by jou huwelik, by jou kinders, by jou buurman, by iemand wat jou teleurgestel het. Die Heilige Gees in ons werk word Christus se liefde deur gewone mense sigbaar. Mag mense hierdie week iets van Jesus in ons liefde raak sien. En ons kan vir die Here vra, laat die Gees die vrug van liefde in ons laat groei. Maak ons mense waardeur die ander die goedheid kan laat beleef. Nou praat ons bietjie oor rus. Rus in 'n rustelose wêreld. Ons leef ons in 'n wêreld vinnig is. Die kalender is vol, die selfoon hou nooit op met lui nie. Selfs wanneer ons rus, dink ons nog aan môre. Maar God nooi sy kinders om anders te leef. Matteus 11:28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Let mooi op, Jesus beloof nie nuwe omstandighede nie. Hy beloof homself. Ware rus begin nie wanneer al ons probleme opgelos is nie. Dit begin wanneer ons laste by Christus neerlê. Die wêreld sê, werk harder, verdien meer, doen nog. Jesus sê, kom, dis 'n uitnodiging. 'n Skaap rus omdat die herder waak. 'n Kind slaap omdat die vader wakker is. Die gelowige vind vrede omdat God regeer. Koninkrykstyd herinner ons dat Christus koning is. Hy beheer vandag nog die geskiedenis. Hy hou op my lewe vas.
Miskien dra jy vandag bekommernis oor jou gesondheid, jou kinders, finansies. Bring dit nou, vandag, nou, na die Here. Hy dra gewigte wat ons nie kan dra nie. Ons hierdie week nie net harder werk nie, mag ons meer en dieper vertrou. En ons kan die Here vra, Here, leer ons om in U rus te vind. Geef ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want hy sal dit gee, en hy nooi ons uit. Mag rus in 'n rustelose wêreld ook vir jou meer 'n werklikheid word. God werk in die gewone dae. Luisteraars, ons dink maklik God werk net tydens groot gebeurtenisse, by wonderwerke, besondere ervarings. Maar die grootste deel van ons lewe bestaan in ons gewone lewe. In gewone dae, gewone werk, gewone gesinne, gewone pligte. En juist daar werk God. Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit soos van harte, soos vir die Here. Dit beteken elke taak kry betekenis. Die boer wat ploeg, die onderwyser wat voorberei, die verpleegster wat versorg, die student wat leer, die ouma wat bid, alles tot eer van die Here. God gebruik juis gewone gehoorsaamheid om buitengewone dinge te doen. Wat was besig om skaap op te pas? Rut het are opgetel. Petrus het net te herstel. Maar God het elkeen gebruik. Ek dink jou lewe is te klein vir God nie. Hy sien die getrouheid wat niemand anders raak sien nie. Hoor die stille gebed. Hy sien die eerlike werk. Hy sien die liefde wat nie erken word nie. Koninkrykstyd leer ons dat elke dag aan Christus behoort. Elke dag is 'n geleentheid om hom te dien. Mag ons môreoggend weer opstaan met die wete. Vandag werk God ook. En ons kan vra, Here, help ons om in die gewone lewe te dien. Maak elke dag 'n geleentheid om U naam groot te maak. Want dit is wat die Here wil hê. En as ons dit vra, dan sal hy ons daarmee help.